En iets wat ek vanmôre wil by begin op ons heelste eerste week, is dat ek wil ons herinner vanmôre in ons verjaarsdag maand, is dat God het ons geroep om te gee. God het ons as gemeente, God het jou geroep om te gee. Elke liewe een van julle wat vanmôre hier sit en wat kan sê, ek is 'n Christen, ek behoort aan Jesus, is geroep om vir ander mense om te gee. Ek het nou die dag so 'n ervaring gehad, 'n rukkie terug het ek 'n ervaring gehad van iemand, 'n vrou wat haar geloof gedeel het met 'n ander man. En in 'n publieke plek. En ek het nou in die ry gestaan en gewag en ek het gesien hoe hierdie vrou vir die man haar geloof share, alright? En sy was nogals pushy, die vrou. En sy was nogals demanding en sy het alles probeer om die evangelie aan hierdie man te verduidelik en ek wil amper vir jou gesê het, sy het dit amper letterlik in sy keel, Jesus in sy keel probeer afdruk. En ek het nog gestaan en weer eens die vrymoedigheid wat hierdie vrou gehad het om dit te doen is ongelooflik. Ek meen, ek beaam of wat het ek hier geskryf, ek admire haar boldness. Die manier wat sy dit doen in 'n publieke plek om haar geloof te share is amazing. Maar die manier hoe sy dit gedoen het, was vir my so effens af. En terwyl ek daar staan, kon ek sien hoe hierdie man kwaad raak. En kon ek sien hoe hierdie man amper geïrriteerd geraak het en beledig gevoel het en hy net sy daar en dan sy mielie gepluk het. En hy vir hierdie vrou gesê het, luister net na my, luister net gou, shh, luister net, sê hy vir die vrou. Hy sê, bly net gou vir 'n oomblik stil. Want ek sal so graag wil luister oor wat jy te sê het oor Jesus. Maar as jy net vir 'n oomblik kan stil bly en my kan kans gee om te hoor wat ek te sê het oor my lewe. Want op hierdie oomblik voel dit vir my dat jy gee nie om nie. Dit gaan net vir jou om my te bekeer. En dit het my ek het daar gestaan en ek het gedink, man, what happened? Ek sal graag na Jesus wil hoor, maar op hierdie stadium luister jy nie wat ek te sê het oor my lewe nie. Dit voel vir my, jy probeer my net bekeer, jy gee nie om nie. En ek wonder hoeveel Christene, ek wonder hoeveel mense voel so oor Christene. Ek wonder hoeveel mense daar buite, unchurched mense oor kan die straat, mense in ons omgewing voel dat ons gee nie eintlik om nie. Ons het ons eie agendas as Christene. In Filippense 2 vers 19 kom Paulus en hy skryf aan die gemeente, hy sê, ek hoop om, as die Here Jesus se wil, Timoteus gou na julle toe te stuur, sodat ek ook rus in my gemoed kan hê, as ek gehoor het hoe dit met julle gaan. Ek het trouwens niemand met dieselfde gesindheid as hy, en hoor mooi, en wat julle belange so opreg sal behartig nie. Want al die ander soek net hulle eie belange, nie die van Jesus Christus nie. Dis hartseer. Dis hartseer en dis hoekom dit so vir my belangrik is dat ons so 'n bietjie hieroor chat in die volgende 3 weke. Dis vir my belangrik want baie gee net om vir hulself. Wat is dit vir my? Wat kry ek uit die deal uit? Wat gaan dit vir my kos? Erik, hoeveel keer sit ek in jou kerk en ek kry niks van jou af nie? Ek weet, dit gaan nie oor jou nie. Wat is dit vir my? Wat kan ek benefit? Wat gaan ek doen? Hoekom change ek nie? Wanneer gaan ek ietsie kry? Wanneer gaan jy my hier vorentoe roep en vir mense vertel wat ek doen hierso? Wanneer gaan dit bietjie oor my? Sal ek hartseer storie. Ek snou nog in die winkel. Ek snou nog in 'n winkel, in 'n publieke plek in die winkel. En ek sien 'n man in een van die rye en ek kan sien hierdie man is gedisoriënteerd en hy voel nie lekker nie. Ek kan sien miskien hy's lekker, maar hy's netjies aangetrek. Is nie 'n boemelaar of 'n wat nie, is 'n netjiese man. Ek weet nie of julle geweet het nie, by the way, dat nie net arme mense Jesus nodig nie. Inteendeel, daai skatryk ou langs jou het Jesus meer nodig, partykeer, net so tussen my en jou. Maar in geval hy's netjies aangetrek en hy lyk gedisoriënteerd. En in my hart weet ek moet vir die ou gaan vra, het hy hulp nodig. In my hart weet ek dit. Ek weet dit. Iets, my hart klop vinnig. Ek weet die Here sê vir my, Erik, jy moet hierdie ou nou gaan help. Hierdie ou is gedisoriënteerd, hy voel nie lekker nie. Help hierdie ou nou.
En in my hart voel ek dit, maar in my kop het ek 'n gesprek met my hart. Om te sê, eers maar ek's haastig. Ek het vir die kinders gesê, ek gaan nie lank wees nie. Ek het vir Alicia gesê, sy moenie sy hek toe maak nie, ek gaan nou hier wees, ek gaan net vinnig in hardloop, ek's haastig, ek kan nie nou nie. In my kop het ek hierdie gesprek van, maar dalk gaan iemand anders hom help. As ek gaan loop, weet ek nou vir 'n feit. Iemand anders gaan om die draai kom en iemand anders gaan hom help, so is nie my probleem nie. Nou gaan ek hom help en dan is hy nie eintlik gedisoriënteerd nie en dan gaan hy dink ek maak 'n bespotting van hom en so kom ek los dit. Ek het daai dag in die winkel omgedraai en weggeloop. Sonder om daardie man te help. Maar ek loop eintlik nou nog vinnig as ek daaroor praat, want ek wonder of ek hom moes help. Wonder of hy reg gekom het. Ek wonder of hy regtig gedisoriënteerd was en ek dalk hom kom help. Dalk, ek weet nie. En dis my gedagte vir die dag. My gedagte is dat om te sê ons gee om en nie op te tree of iets te doen nie, is nie werklik omgee nie. Om te sê dat ons as kerk gee regtig om te sê dat ons as Christene gee werklik om, maar om nie aksie te neem en op te tree en iets te doen nie, is my vraag, gee ons dan werklik om? Want omgee is nie net 'n gevoel nie, omgee is 'n aksie. Dis 'n werkwoord. Dit vereis iets om te doen. En ek het die woord gaan opsoek, die woord omgee of deernis sê is die Griekse woord, ek gaan dit my bes probeer, splonk niet somai. Moet jy dit probeer sê nie. Splonk niet somai. Wat beteken, daar's 'n diep simpatie. Wat beteken splonk niet somai, beteken dat die pyn binne jou is so erg vir iemand anders dat dit jou dryf na aksie toe. Die Engels, eintlik die mooi woord is compassion. Wat ek gaan doen het is ek het die woord so 'n bietjie gaan opsoek in die Bybel. Orals waar splonk niet somai voorgekom het. En elke keer het dit te doen met Jesus wat deernis gehad het, of omgegee het, of compassion gehad het op mense. En interessant is dat elke keer 'n aksie gevolg. Kom ons gaan na die volgende paar verse. Matteus 14 vers 14. Toe Jesus uit die skei klim, het hy die groot menigte mense daar gesien, en hoor mooi, hy het hulle innig jammer gekry. Hy het gesplonk niet somai. Hy het deernis gehad, en hoor mooi, en hy het dadelik die siekes onder hulle gesond gemaak. Aksie. Matteus 20, vers 34. Jesus het hulle innig jammer gekry, weer deernis gekry, en wat het hy gedoen? Hy het dadelik hulle oë aangeraak. Dadelik kon hulle sien en het hom begin volg. Daar was 'n aksie. Markus 6, vers 33. Baie mense het hulle egter gesien en agtergekom waarheen hulle gaan. Hulle het vinnig van al die dorpe af te voet daarheen gegaan en nog voor Jesus en sy disippels daar aankom. Toe Jesus uit die boot klim, het hy 'n groot menigte mense daar gesien en hoor mooi, hy het hulle weer innig jammer gekry, want hulle was so skape wat nie 'n wagter gehad het nie. En wat het Jesus gedoen? Hy het dadelik hulle baie uitvoerig begin leer. En ek sien hierdie persoonlik in my lewe. Sien, hoe nader ek aan God kom, hoe meer begin ek omgee vir die dinge van Jesus. En hoe meer ek begin omgee vir die dinge van Jesus, hoe nader begin ek kom aan Jesus. Maar die teenoorgestelde is ook so. Dat as jy verder van Jesus af beweeg, dan begin jy minder omgee oor dinge van Jesus en later gaan dit net oor jouself en dan sit baie van julle hier met my SMS stuur en sê, ons kom nie meer na jou kerk toe nie, want ek kry dit nie meer vir my nie. En as ek prys die Here, want ons kerk is nie vir jou nie. Ons kerk is juist vir die ou oor kan die straat. En ek sê dit nou, as jy nog wil loop, is jy meer as welkom. Ons is 'n kerk wat altyd sal omgee vir ander mense. Ons gaan nie oor onsself nie. Het gaan nie oor onsself, het gaan nie oor myself nie. Splonk niet somai. En ons 'n gedeelte in die Bybel wat ek gou ons wil deel, gaan hom vinnig vir jou lees, is 'n paar verse, en dan 3 punte vir jou gee, kan ek jou huis stuur. Hoor hierdie storie in Lukas 10 vers 25 tot 37. Die gat is lank, 10 verse. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n struikvraag wou stel. Hy staan toe op en hy vra, meneer, wat moet ek doen om ewige lewe te verkry? Jesus sê toe vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou siel en met al jou krag en met jou hele verstand en ook jou naaste soos jouself.
Jy het reg gehoor, sê Jesus vir hom. Doen dit, en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus, okay, maar wie is dan nou my naaste? Jesus gaan toe nader daarop en sê vir hom, toe 'n man eenmal op 'n pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan tot hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester, prys die Here, Erik Boshoff, pastoor, met daardie pad langskom. En toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het hy daar ook 'n leviet by die plek gekom en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het hom innig uit op afgekom en toe hy hom sien, het hy hom gesplonk niet zomaai, hom innig jammer gekry. Hy het toe na gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. En toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na die herberg toe geneem om daar verder te versorg. Die volgende dag toe haal hy 2 muntstukke uit sy sakkie uit, gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom. En as jy meer onkoste het, sal ek dit vir jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, al die man wat aan hom medelee bewys het. En toe sê Jesus vir hom, nou gaan maak jy ook so. Gou daarvan. Hier begin hierdie wetgeleerde met hierdie vraag aan Jesus oor wie is my naaste? Vir wie moet ek omgee, Here? Wie is my naaste? Is dit my buurman? Is dit my klasmaat? Is dit die ou by McDonald's wat in die ry staan? Is dit dalk my kollega wat saam met my werk? En hier kom Jesus en hy vertel hierdie storie. Hy sê van 'n man wat op pad is na 'n reis toe van Jerusalem af na Jerigo toe. Nou as jy die pad so 'n bietjie gaan bestudeer, sal jy sien dis 'n redelike gevaarlike pad, want hy klomp draaikies en dit's maklik vir die rowers en die skelms om dan weg te kruip en dan wanneer jy om die pad kom, dan kry hulle jou sonder dat jy bewus is van hom. En dis presies wat met hierdie man gebeur het. Hy was op pad en om hy een van hierdie draaikies, boem, toe gryp hulle hom. Toe gryp die rowers hom en hulle klap vir hom vuurwarm. Dis ek praat van UFC style. Hulle klap hom vuurwarm. Hulle het alles by hom gesteel, slaan hom onbewustelik en los hom net daar vir die dood. Maar prys die Here met die storie. Daar's 2 religieuse manne op pad. Prys die Here. En een van hulle is 'n priester, pastoor Erik. Hy's op pad. En wat doen pastoor Erik? Hy sien die man. En hy ry verby. Kom ons, benefit of the doubt. Dalk het die priester 'n lang dag by die tempel gehad. Benefit of the doubt. Dalk het die priester nou net kom hy net 'n moeilike beradingssessie uit met iemand in die kerk of wat ook al en hy dalk nie gefokus nie. Dalk het die priester 'n high maintenance vrou gehad. En hy het geweet as hy nie laat kom, hy gaan hom met 'n koppie gooi. Of wat ook al. Dalk het die priester gedink dis 'n trap. En hy het geweet dat as die man daar lê en dan gaan ander rowers hom kom en ander rowers hom gaan steel. So, hy ry verby. Maar prys die Here, daar's 'n leviet op pad. Iemand wat werk in die tempel. Worship member. Ja. Daar's 'n worship member op pad. Iemand met 'n groen of 'n swart hempie of 'n kerkmens. Yes, en Victory Kerk se gemeente lid is op pad. Moenie worry nie my ou. Bly lê, ons kry iemand. En wat doen hy? Ry verby. Ons wees eerlik, so die Bybel sê. En toe op 'n stadium, en wag, en ek hoop die volgende sin gaan jou beet kry vanmôre. Ek hoop die volgende sin gaan in jou hart werk. Dat jy sal altyd 'n verskoning hê om nie betrokke te raak by iemand se lewe nie. Daar sal altyd 'n verskoning wees. Jy sal altyd 'n gesprek in jou kop hê wat vir jou vertel oor hoekom jy nie by iemand betrokke kan raak of hoekom jy nie kan omgee nie. Want jy's laat en jy wil nie laat wees en jy haat dit om laat te wees en jy kan nie nou laat wees nie want jy het vir jou vrou gesê jy gaan betuis wees by die huis en jy kan nie nou stop vir jou nie. Of dalk het jy jou eie probleme en jy sê ek sukkel nou met my eie probleme, my eie goeters. Hoe kan ek nou nog verwag om iemand anders dit te help met sy probleme? So ek weet nie of ek kan of dalk jy het nie die tyd nou nie. Om nou die tyd te hê om iemand te pad met iemand te stap en om te gee, kan net nie werk nie. Of dalk is jy net nie nou lus vir 'n verhouding nie. Om nou ekstra verhouding te kry en nou moet jy met hierdie ou kry en hy's dalk needy en dan SMS hy jou elke 3de dag en jy het net nie nou tyd daarvoor nie. Kyk, daar sal altyd 'n rede wees oor waarom mense nie nodig het om ander te help nie. Maar as ons regtig omgee en as ons sê ons is Christene en as ons sê ons is 'n kerk wat omgee,
dan sal ons altyd iets doen. 3 gedagtes wat ek vanmôre met jou wil deel, dan stuur ek jou huis toe. Gedagte nommer 1 is om te gee, of punt nommer 1, om te gee, stop altyd jou horlosie. Om te gee, stop altyd jou horlosie. Baie selde kry ek mense wat opstaan in die môre uit die bed uit en sê, ja, vandag kan ek nie wag om iemand te help wat sukkel. Niemand van ons is bewus daarvan om op te staan en kyk vir homself in die spieël en sê, vandag is die dag wat ek iemand help wat nie omgee nie. Bitter man. Dit gebeur gewoonlik wanneer God die horlosie stop. Dit gebeur gewoonlik wanneer jou skedule onderbreek word. Dit gebeur gewoonlik wanneer jy iets nie beplan het nie. Dit gebeur gewoonlik wanneer daai iPhone kalender gesê het, dit is eintlik daar waar jy moet is en nou is jy nie daar nie. En dan kom God en hy stop die horlosie. Iets wat jy nie beplan. Vers 33 tot 34 van ons storie sê, hierdie Samaritaan was op reis en het op hom afgekom, en toe hy hom sien het hy hom innig jammer gekry, en hy het hom na toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind, en toe hy hom op sy rydier gehelp, en hom na die herberg toe geneem en hom daar verder gaan versorg. En wat volgens my weird is want 'n Samaritaan en 'n Jood hou eintlik niks van mekaar nie. Hulle haat mekaar, want die Jode glo die Samaritane is half heiden en half Jood, en eintlik volgens die Bybel beskryf die Jode die Samaritane as laer as 'n dier. Wat is laer as 'n hond? Right, so hier is 'n man slegter as 'n hond, op pad iewers heen, en hy stop om te help. En dit het hierdie week met my gebeur. Ek het hierdie week toe ek skryf, sê ek vir die Here, stop jou horlosie. Ek is laat vir die kinders om die skool kom 1 uur uit. Skool kom 1 uur uit, 20 voor. Ek sê vir Alicia, ek moet gaga iemand van die kerk se drade vir ons gefiks, vir gratis en verniet, en ek sê toe, luister die prys die Here, kom ons gaan koop het vir hom biltong, want dit is groot werk gewees. En ek ry toe af, daarna Pieter, as jy nog nooit stoetbult se biltong geëet het nie, doen ek, stel jou geld guns doen. Ek ry toe daar af na hom, toe sê toe, ek gaan gou daar biltong koop. Alicia sê toe vir my, maar wag. Hy sê, moet gou oorkant Pick n Pay toe gaan, so kort 'n koukie. Ek sê, okay, kom ons hardloop soontoe, dan van daar af hardloop ons biltongplek toe, van daar af hardloop ons skool toe, ons het 20 minutes, let's do it. En toe ek daar kom by die Pick n Pay, en ons koop die koukie, en ons staan in die ry, en ons net die koukie betaal, toe kom daar 'n vrou, 'n blonde kop vrou. En sy sê, oh, pastoor, jy sal my nie ken nie. Ek sê, ek weet, ja. Ek doen nie. Sy sê, ek luister elke week na jou. Sy sê, ek moet jou hierdie vertel. My man het 'n beroerte gehad en sy vertel 'n wonderlike storie van haar man en hoe die Here met haar man gewerk het, en ek besef daar en dan, Erik, die Here is besig om jou horlosie te stop. Ontspan. En ek check nog al sy horlosie sê en sê, Here, jy het 20 minutes. En hier vertel sy vir my en Alicia storie. Ek kan dit sien in haar hart. En ek besef toe, Here, hier is jy besig om jou horlosie te stop. Toe sy wens hier klaar en ek groet en ons sê toe, prys die Here, en ons gee haar drukkie en ons sê vir haar so wonderlik, besef ek gaan nie die biltongplek maak nie. Hardloop oop, kry die kar, jaag na die kinders toe, kry die kinders, laai die kinders af by die kantoor en my vrou en ry eventually af biltongplek toe. En toe ek daar by die biltongplek kom, toe sien hulle my met die kameraatjie, hulle hou my dop waar ek is, en hulle sien my met die kamera en hulle bel die ou wie daar werk, jong man, en hulle sê vir hom, luister hier, sê vir die pastoor, hy moet nie biltong koop nie. Ek sê toe, sê jy vir hom, ja gewoon. En ou vind toe uit, ek sê biltong, ou vind toe uit, ek sê pastoor, die jong laaitie, 20 jaar uit, en hy begin my vraag oor Jesus, so begeerte in sy hart. En toe ek uitstap, nadat ek omtrent 10, 15 minute, 20 minute in die biltongwinkel met hierdie ou gesels het, toe besef ek, die Here het vandag die horlosie gestop, want hy wou iets gedoen het met hierdie jong man. En ek het hierdie jong man het 10 in hierdie week afspraak om te praat. Stop God die horlosie. En hoeveel keer wil God dit nie met ons doen, maar ons is so gejaag. En hier kom hierdie Samaritaan, en hy stop vir die Jood, wat hom juis haat. En hy deernis. En hy gee om vir hom, en hy behandel sy wonde, en hy laai hom op die donkie, en hy loop, en hy vat hom na die naaste hotel toe, in die herberg toe, en hy gee vir hom om. Kerk, om te gee, partykeer stop die horlosie, om te gee, partykeer breek jou skedule. Hierdie Samaritaan het nie een môre opgestaan en gesê, sjoe, vandag help ek 'n dooie Jood nie.
op pad iewers heen, het God sy eie planne gehad. En deernis het hom laat stop. Ons is partykeer te gejaag. Ons is partykeer so gejaag met ons eie planne, dat ons mis die geleentheid partykeer om net kerk te wees. My gebed was hierdie week, Here, in hierdie maand van ons verjaarsdag, maak ons kerkmense so horlosie stop. Almal wat hierdie plek sy kerk noem, laat hulle horlosie stop in hierdie volgende maand, om ander mense te help en om te gee. Die tweede ding, is dat omgee kos iets. Is nie lekker om te hoor nie. Omgee, kerk kos iets. Hierdie Samaritaan in 35, hy haal toe 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom, en as daar meer onkoste is, sal ek vir jou betaal wanneer ek weer terugkom. 2 muntstukke het ek uitgevind, is omtrent 2 dae se werk vir hierdie Samaritaan. Hier haal hy 2 dae se werk uit. En hy gee dit vir 'n man wie hy nie ken nie. Hy sê hierso, kyk na hierdie ou. En as ek terugkom en daar's nog geld en jy het meer as dit gebruik, sal ek meer vir jou betaal. Kyk, om te gee kos iets. Deernis kos iets. Deernis en omgee is partykeer ongerieflik. Ek meen, dis ongerieflik. Ek onthou by 'n event op 'n stadion met klomp pastore by 'n event, het ek een pastoorpaartjie, ek en Alisa het hier gesit en hulle het so oor kan ons gesit en ek kon sommer sien toe hulle die menu kyk, toe kon ek sommer sien hierdie ouens het nou net kerk geplant en ek weet nie of jy geweet het as jy kerk plant, is daar niks geld nie. Net by the way, as jy gedink het ek doen hierdie vir die geld, good luck. Want prys die Here, in hierdie 5 jaar van genade was al baie kerke wat vir my en Alisa ons kospakkies aandra, want daar was nie geld nie. En ek weet hoe hierdie ouetjies voel. En daar sit hulle en ek kan sien, dis by 'n event en ek sien en die Here sê vir my en Alisa, betaal. En ek stap op na hulle toe en ek sê vir hulle, luister julle, net so by the way, niemand hoef te weet nie, julle kan enigiets bestel. Ek en Alisa sal dit betaal. Dis 'n paar jaar terug, ek en Alisa het ook niks gehad nie. Ek en sy het gesê, okay, Paul, jy eet chips, ek eet die burger, ons deel water. But we have to pay them. En daai tyd R200, ek dink hulle ete was R250, dis nie baie geld nie. Wel, my en Alisa was dit daai tyd baie geld, nou nie. Maar dit het hulle hele lewe gechange. Hulle SMS is tot vandag toe nog. En sê, daai dag het my hele lewe verander. Deernis kos iets. Deernis vat partykeer ongerieflikheid. Ek sê nie vermoede dit moet oor geld gaan. Jy sê raak vermoede hier en jy sê, luister Here, gee my die cheque en ek write hom. Ek het al die geld in die wêreld. Sê vir my wat daai ouens kos gekos, ek betaal dit terug, ek gee nie om nie. Dalk het jy al die geld, maar jy het nie die tyd nie, en dalk vra die Here van jou om te begin om in 'n jong man se lewe te belê. Dalk moet jy die tyd begin vat om 'n jong man te begin mentor. Kos iets. Of dalk sit jy hier en jy sê, Erik, ek gee op die maksimum wat ek nou kan. Ek kan nie nou meer gee nie. Prys die Here, jy gee daarom, maar dalk moet jy jou tyd begin insit. Dalk moet jy vir jou groen hemp kry en sê, Erik, ek het nie al die geld nie, maar man, ek kan vir mense groet. Ek kan 6:15 in die môre hier wees, nee, hoe laat is ons hier? 6:15 in die môre hier wees, en ek kan hier help. Kyk, om te gee kos iets. Dit beteken iets. En die derde punt is, omgee verander lewens. Ek kyk na Jesus, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Hoeveel keer is Jesus nie onderbreek nie? Hoeveel keer moes hy nie iets gee wat dit hom gekos het nie? Hoeveel keer moes hy nie vergewe nie? Hoeveel keer moes hy nie mense genees nie? Hoeveel keer moes hy nie stop om te gee vir weduwees en prostituie nie? Deernis, splong net sommer hier. Hy het so diep gevoel dat hy geweet het hy moes iets doen omtrent dit. En wat doen ek en jy as kerk? Ons is Christene, ons sien mense in omgee, wat doen ons? Ons loop verby. Omgee verander lewens. Kerk, ek en jy is geroep om te gee. Ek en jy is geroep om vir ander mense wat nie Christen is nie, na hulle te kyk en om te gee. Want as ons 'n kerk is wat werklik omgee en ons doen niks, gee ons dan werklik om. Deernis verander lewens. En raai wat? Om te gee verander ook jou lewe. Elke keer wanneer jy stop vir iemand, elke keer wanneer jy omgee vir iemand anderste, gee jy God 'n geleentheid om iets in jou hart te verander. So ek's klaar. Hierdie maand van ons verjaarsdag, het ek myself gevra, Erik, wat se kerk wil ons wees in die volgende 5 jaar? Ons is nou 5 jaar uit, waar wil ons wees oor 10 jaar van nou af? Kan ek vir jou sommer sê, as jy hierdie jou geestelike huis noem en jy sê, Erik, hierdie is my kerk, ek love hierdie kerk, hierdie is my huis, dan wil ek hierdie vir jou sê, jy verteenwoordig in Victory Kerk. Elke dag, waar jy is, op die rugbyveld,
by die werk, by die restaurant, waar jy is, verteenwoordig jy in Victory Kerk. En ons gaan 'n kerk wees wat nie net sê ons gee om nie. Ons is 'n kerk wat werklik omgee. Ons is 'n kerk wat luister wanneer iemand 'n oor nodig het. Ons is 'n kerk wat bid wanneer iemand gebed nodig het. Ons is 'n kerk wat gee wanneer gee nodig is. Ons is 'n kerk wat serve wanneer serve nodig is. Ons is 'n kerk wat kossies uitdeel of bord kos uitdeel wanneer iemand dit nodig het. Ons is 'n kerk wat 'n drukkie gee. Prys die Here, ek weet nie almal hou van drukkies hier in ons kerk nie, maar jy moet lief rokkie voor. Drukkie gee wanneer iemand dit nodig het. Ons is 'n kerk wat mense gaan nooi wat Jesus ver is. Ons is 'n kerk wat sal skree vir iemand anders as 'n kind as hy hardloop of as hy rugby speel. Al is dit nie jou kind nie. Ons is 'n kerk wat 'n SMS stuur en sê luister, ek dink vandag aan jou. Dis ons kerk. Al glo hulle nie dieselfde nie. Al dink hulle nie dieselfde nie. Al stem hulle nie saam met wat ons doen nie. Ons sal bly omgee. So volgende keer wanneer daardie gesprek in jou kop kom en hy vir jou sê, moenie dit doen nie, is haastig. Vat jou brein so en sê, shut up. Staan op en maak die verskil. Want ons is 'n kerk wat wel omgee. Amen.